God is liefde. Jy het hierdie al baie gehoor, maar wat beteken dit vir my en vir jou om te sê God is liefde? Wanneer hy Adam en Eva skep en as ons lees in Genesis, dan sê hy God het die mens in sy ewebeeld gemaak, maar in Hebreëus sê hy iets van God het 'n stuk van homself in die mens geplaas. So met ander woorde, God kom en hy sit wat in ons? Omdat hy liefde is ons liefde. Hy sit sy liefde in ons. Ek sê altyd, dit is hoekom selfs ateïste hulle mense liefhet, hulle diere liefhet. Want hulle kan nie anders as om lief te hê nie, omdat selfs daai gedeelte van hulle wat hulle totaal onbewus van is, maar dit is 'n stuk goddelikheid wat in ons is, wat maak dat ons lief is vir mekaar, vir mense, vir mense om ons. Maar God is liefde. En dit is die manier hoe hy na ons kyk, na die samelewing. En ek wil vir jou sê, ons moet ons oë en ek wil sê ons visie, ons sig, ons geestelike ingesteldheid belyn met Christus in. Want wanneer hy na die mensdom kyk, sien hy nie net die sleg en die afvalligheid nie, hy sien dit ook, ja, maar hy sien 'n toekoms, hy sien mense wat hy liefhet, hy sien mense wat hy wil red, hy sien mense vir wie hy omgee, soveel so, dat God sy enigste seun gee, om te kom sterf, sodat ek en jy as individue hom kan ken. En ek het gister vir jou gesê, hy gee om vir die individu, ons sien dit, ons beleef dit, maar ek en jy moet mense sien soos wat hy my en jou sien, soos wat hy die mensdom sien, en dit is met oë van liefde. En ek wil vir jou lees daar in 1 Johannes, hoofstuk 4 vers 16, sê hy, God het ons lief, ons weet en glo dit. God is liefde. As daar dus liefde uit jou lewe straal, vertel dit hoe naby jy aan God leef. En ek wil vir jou sê, dit is onmoontlik om naby God te leef, maar nie sy liefde uit te straal nie. Dit is hoe ons sout en lig is, né? Is nie in onsself nie, dit is nie omdat ek goed is of omdat ek oulik is nie, want ons is nie. Ons is afvallig, ons is vervalle, ons is sondige mense, maar in en deur Christus is ons sout, is ons lig, en het ons die kapasiteit om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. En kan ons mense met liefde, met deernis, met respek hanteer. So, my vraag vandag is, hoe sien ek en jy mense? Sien ons hulle vir hulle foute? En ek kom agter as ek na Facebook kyk en sosiale media, dis lyk my 'n maklike ding. Is om mense te sien vir hulle foute, tekortkominge, waar hulle kort skiet, om te sien hoe mense misluk, om te sien waar hulle moet verbeter, om, ek wil sê, blinde kolle in mense se lewens te sien. Maar hoe dikwels sien ek en jy die potensiaal? Want wanneer God na ons kyk, sien hy goddelike potensiaal. Jy onthou in Efesiërs 2 vers 10 sê hy, God het vir ons dinge beplan, nog voordat ons gebore is, goeie werke, wat ek en jy moet gaan uitleef. So, God sien goddelike potensiaal wat hy in ons geplaas het, omdat hy in ons is, en omdat ons van hom afkomstig is. Is dit my en jou sig? Is dit my en jou sienswyse? Beleef ons mense ook so, soos wat hy my en jou sien? So, ek wil jou vandag vra, en ek wil jou uitdaag, kan ek en jy die manier hoe ons mense sien? Kan ons dit verander? Kan ons dit verskerp? En kan ons met dieselfde liefde na mense kyk as wat hy na my en jou kyk? As individu, kan ons mense raak sien. Ek hoop jy het 'n awesome dag, mag die Here jou seën en ek sien uit om jou môre weer te sien. Tot dan, totsiens.